Môre julle, welkom by nog 'n program saam met my Lisel van Sail, hierso by Tussen Koffie en Genade. So die laaste maand praat ons 'n bietjie oor 'n gesonde huwelik en hoe om 'n meer vervulde verhouding te hê en meer produktief te kommunikeer en ook in 'n eenheid te wees, sodat ons by vervulling kan uitkom. Soos almal wil graag 'n funksionele, gesonde verhouding hê in ons huwelik. En dit is hoekom dit so belangrik is om te verstaan hoe ons elkeen aan mekaar gesit is, wat ons verskillende rolle is en hoe ons verskil, en ook om by mekaar uit te kom by hoe jou hart werk en ook mekaar te hanteer met respek. So vanoggend kuier my man weer saam met ons. Baie welkom, my lovey. Baie dankie. En ons gaan weer bietjie saam met julle gesels. So vanoggend gaan ek en my man 'n bietjie praat meer oor die samestelling van 'n man en hoe 'n vrou opereer en hoe ons behoeftes verskil. So om dit te verstaan en by mekaar, moet ons ook verstaan dat ons mekaar moet dien in liefde, soos wat ons nou al gepraat het. Maar dit is ook weer eens wanneer ons begin verstaan, jene, maar dit is hoe 'n man werk en dit is hoe 'n vrou werk. En ons het onsself neergelê en ons dien mekaar in liefde. Dan is dit wanneer ons optimaal die beste maat kan wees vir jou huwelik en om mekaar dan aan te vul en dan ook daar te wees vir mekaar. So ons gaan net so vinnige breek vat. En dan gaan ons gesels oor die samestelling van 'n man. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. So ons nou al gepraat het, is dit baie belangrik om te verstaan hoe ons verskil. Hoe die man verskil, hoe die vrou verskil. Maar ons wil dit ook nie stereotypeer en sê dit is nou presies hoe 'n man is of hoe 'n vrou aan mekaar gesit is nie. Maar tog is daar spesifieke dinge wat die Here in 'n man se hart geplaas het en in 'n vrou se hart geplaas het. En saam is dit dan of hulle dan iets kan ek sê represent van wie hy is as God die Vader. So wanneer mens praat van die behoeftes van 'n man en 'n vrou, is daar ook definitiewe verskille. So wanneer 'n vrou haar man byvoorbeeld beter kan verstaan en beter sy behoeftes kan verstaan, gaan dit dan ook 'n beter of makliker wees om dan mekaar te dien, soos ek gesê het, en andersom ook. Nou daar is 2 boeke wat geskryf was deur 'n man en 'n vrou, wat hierdie so mooi verduidelik. So vanoggend gaan ons 'n bietjie stil staan en bietjie praat uit die 2 boeke, en die skrywer van hierdie boeke is John Eldredge en sy vrou Stacy. En toe ek vir die eerste keer die Wild at Heart boek lees, jene Dian, toe dit vir my vir die eerste keer sin gemaak van hoe 'n man opereer en wat dit is, hoe hy aan mekaar gesit is, en dit het eintlik vir my so 'n mooi prentjie gebring. En as jy aan die ander kant die Captivating lees weer van Stacy en hoe die 2 prentjies so mooi by mekaar kom. So ons gaan vandag 'n bietjie uit daai oogpunt uitpraat. So vertel ons 'n bietjie oor wat is die samestelling van 'n man? Ja, ek dink as 'n ou hierdie verstaan, dan verstaan 'n ou al baie van hoe die man aan mekaar gesit is en hoe die vrou aan mekaar gesit is met hierdie 2 boeke. Yes. Ek dink dit het my baie perspektief gegee oor myself, want voordat jy wil weet wat aan ander mense se lewe aangaan, wil jy eers weet wie is jy. En hierdie vat dit baie mooi saam. Ek dink die ou het regtig 'n openbaring gekry van die Here af toe hy hierdie boeke geskryf het. En ek sien dit self in die mannegroep wat ons het. Dit verduidelik dit net so baie goed. So ek sal baie sterk aanbeveel dat as jy as vrou dit nog nooit die boek gelees het nie, Wild at Heart, dan dink ek lees hom, sodat jy jou man beter kan verstaan, en vir die vrou dieselfde. So wanneer ons praat oor die samestelling van 'n man, dan praat ons heel eerste van sy hart. En met ander woorde, wat is in 'n man se hart? Wat het die Here in 'n hart van 'n man geplaas? En wat gee vir hom waarde, wat gee vir hom die motief om te lewe?
En ek dink ons kry soveel mans daar buite wat opgee. Ja. Dinge gaan swaar, dinge gaan moeilik en ewe skielik is die man nie meer daar nie en hy's depressed of hy's nie meer daar nie en hy staan net terug. Ja, en hy's koud en ag jong, stil. Ja, stil en betrokke en hulle onttrek. So volgens John Elrich dra elke man diep binne hom 'n paar groot begeertes en ons gaan kyk na hierdie 3. Daar's 3 van hulle wat ek wil uitlig. En hierdie begeertes is nie sonde nie. Dis deel van hoe God die mens of die man gemaak het. So die eerste punt is 'n man wil graag 'n geveg hê om te veg. So elke man het 'n strydlustige hart. As jy kyk wat mans doen en hoe hulle optree is, daar moet iets wees waarvoor hy leef. Daar moet iets wees wat hy voor kan veg. En hy wil weet hy staan vir iets wat saak maak. En dis hoekom mans aangetrek word tot kompetisie, risiko, avontuur, uitdagings. Baie keer is dit 'n ek wil amper sê om na die golfklub toe te gaan en om daar te gaan veg vir iets of om die grootste bok te skiet. Dit wat jy doen by die golf. Of om die vinnigste kar te ry, of om die grootste vis te vang. Daar moet iets wees waarvoor hy veg. En wanneer 'n man geen stryd het nie, dan word hy passief, hy word verveeld en soms depressief. Maar ek wil amper sê altyd depressief. Ja. Want daar moet altyd iets wees wat hom daai iets gee wat hom laat opwindend voel en wat voel, hoorie, maar die lewe is die moeite werd vir my om te leef, want daar's iets waarvoor ek leef. En ek dink dis hoekom baie mans so in hulle werk, hulle identiteit ook kry, want dis hulle geveg. Ja. Hulle geveg is om te kan wys, maar ek het wat dit vat. I've got what it takes. En ek dink dis elke jong seun se grootste vraag aan sy pa, is do I have what it takes? Dad, do I have what it takes? Het ek dit in my om hierdie man te wees wat pa dink ek is? En ek dink dit is die vraag wat ons vir God die Vader ook moet vra. As ons kyk wat het met Jesus gebeur nadat hy gedoop is, het daar 'n stem uit die hemel uit geantwoord en gesê, hierdie is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En daai affirmation. Presies. Ja. En dit bring trane in my oë om te dink hoeveel mans daar buite is wat dit nog nie gehoor het nie. Hoeveel paas daar is wat dit nog nie vir hulle seuns gesê het nie. Is my seun, ek is trots op jou. En ek meen ons raak groot in 'n samelewing waar dit afgeskeep word. En waar dit net gaan oor, weet jy wat, jy is goed genoeg wanneer jy dit doen en wanneer jy dit bereik en wanneer jy so maak. En ek dink dit onderdruk baie van dit wat God die Vader eintlik vir ons wil sê. Want die Here sê vir ons, as jy sy kind is en jy het hom aangeneem, dan het hy jou die mag gegee om 'n kind van God genoem te word. And then you are his beloved. Ja. So, dis die eerste ene is, 'n man wil 'n geveg hê om te veg. Wat daai geveg ook al is, of dit 'n negatiewe geveg is en of dit 'n positiewe geveg is, ek dink net, mans moet net weet, hulle moet vir die regte goed begin veg. Hulle moet veg, nommer 1 vir hulle geloof. Hulle moet veg vir hulle huwelik, hulle moet veg vir hulle kinders, en hulle moet veg vir hulle vrouens en vir hulle roeping. So, dit help ook nie 'n ou veg vir die verkeerde goed nie. Ja. Jy moet vir die regte goed veg. Die tweede punt is, 'n man wil 'n avontuur hê om te leef. Die hart van 'n man verlang na avontuur. Nou baie interessant, die man is nie in die tuin van Eden gemaak nie. Ja. Ons is in die tuin geplaas, saam met die vrou. Dis so waar. So, die orde wat in die tuin was, is nie regtig deel van ons DNA nie, want ons is buite die tuin gemaak. So daai wildgeit wat 'n man het, en die jag, en die vinnige karre, en die groot visse wat ons wil vang, en ons gaan Botswana toe, ons klim in 'n 4x4 en ons gaan in die wildernis in. Daai is iets wat die Here vir ons in ons DNA, in die man se DNA geplaas het. Ja. En elke man wat daar buite is, glo ek, het daai begeerte om 'n avontuur te hê wat hy wil beleef. En wat hom lewendig laat voel. En wat hom laat lewendig voel. Ja. En die oomblik as 'n ou dit verloor, as daar niks is wat hom mee in daai avontuur instuur nie,
dan gaan hy definitief nie die man wees wat die vrou wil hê by die huis nie, want hy gaan passief wees, hy gaan niks hê om voor te leef nie. En daar gaan iets dood binne in hom. Sy hart gaan letterlik dood, omdat hy nie daai avontuur het nie. So God het die mans nie gemaak vir veiligheid en voorspelbaarheid nie, maar juis vir die teenoorgestelde daarvan. So, 'n man se siel word wakker wanneer hy voel hy leef op die rand van iets groter as homself. En dit kan wees om iemand te help, dit kan wees om uit te reik na arme mense toe, dit kan wees om betrokke te raak by iets wat net groter is as jouself. En dis deel van daai avontuur wat jy het. Dis wanneer die Here vir jou sê, byvoorbeeld, hoorie, kom ons gaan en ons maak 'n verskil in iemand se lewe. Begin 'n mannegroep. Vat ouens uit en laat hulle die Here op 'n ander manier beleef. En ek dink dan begin ons werklik waarde kry in wie ons is. Dis wanneer ons vir iets groter leef as net onsself. Dis so waar. So iets gebeur. So dit beteken nie roekeloosheid nie, maar 'n lewe van geloof, risiko en dat daar 'n groter doel is vir ons. So baie mans raak vasgevang in 'n lewe van net werk, rekeninge betaal, oorleef, maar diep binnekant is hulle hart besig om na iets baie groters te roep. En as 'n ou kyk na 'n klein seentjie wat nou nie daai druk op hom het van die lewe nie, wat doen daai seentjie? Hy's die heeldag besig om avontuur te soek. Hy's die heeldag besig om te veg en om iets te doen en om cowboys en crooks te speel of wat ook al dit is, en dit so in die DNA van die man geplaas. Gaan kyk maar net na daai jong seentjie, wat doen hy? Dan gaan jy agterkom, dit is waarvoor mans gemaak is. En as jy enige man vra, wat is die beste tyd van jou lewe gewees? Dan sal hy vir jou sê, dis toe ek daai avontuur beleef het. Die avontuur skep by daai man 'n diep gevoel van dis die moeite werd. Ek onthou toe ons seuns klein was. Dis of dit net in hulle DNA was as ons by 'n klimraam gaan speel het. Moes ek hulle die hele tyd ophou, want hulle het op die hoogste punt geklim en hulle wou die hele tyd daai edge half en ek kon nie verstaan wat is dit met hierdie kinders, dan kry hulle nie weet daar af nie, en dit is nou presies wat jy verduidelik. Dit is in 'n man se DNA of van kleins af. Ja, en baie kere het dit met daai onveilige aspekte doen. Ek dink dit is wanneer jy amper die kar gerol het. Onthou julle toe ons amper die kar gerol het, maar ons het nie. Dan of hulle het dalk die kar gerol en hulle was reg, hulle was okay geweest na die tyd. Dan was daai die beste tyd van daai ou se lewe. Iets moes gebeur het. Ja, ek dink en dit verstaan die vrou nie altyd nie. Hulle verstaan nie daai roekeloosheid nie. Hulle verstaan nie hoekom ry hy nou so vinnig nie. Maar dit is in ons DNA deur die Here geplaas om buite onsself te kan lewe, om daai verskil te maak in 'n ander ou se lewe. En 'n bietjie risks te vat, nê? Daai onveilige buite die sone. Die risiko is deel van die hele prentjie. En my ou moet dit net nie onderdruk nie. En baie mans onderdruk dit self, want hulle voel, weet jy wat, ek moet nie meer kansse vat nie. Ek moet nie meer risiko vat nie. Daardeur sê ons nie roekeloosheid en onverantwoordelikheid nie, maar daar moet iets wees van, weet jy wat, ek wil net weer lewe. Ek wil net weer op 'n plek kom waar ek voel ek leef en om net bietjie in die berg te gaan stap of om daai Extreme Character Challenge te doen van 4M byvoorbeeld. Dit is 'n baie goeie tool wat 'n ou kan mans kan gaan doen, en dis amazing om daar saam met 'n klomp manne in die berge te wees en iets van die Vader te beleef. Dis regtig lekker. Die derde punt is 'n man wil 'n skoonheid hê om te red. En as jy gaan kyk na al die ek wil amper sê die goeie ou flieks wat ons gekyk het daai tyd, is die girl altyd daar om gered te word. En hierdie Disney stories wat ons dogtertjies so daarvan hou om te kyk. Ja, daar's altyd 'n prins wat 'n beauty moet gaan red. En eintlik wat hierdie manne wat die flieks maak op sin speel is absoluut net op die man se idee van, hoorie, ek gaan hierdie vrou beskerm. Ek gaan haar red uit haar die damsel in distress, om dit so te stel. En hier gaan die man en hy kom op 'n plek waar hy voel, hoorie, maar ek gaan hierdie enetjie help. Ek gaan haar help en ek gaan haar uit die
uit die hande van die vyand gaan ek haar uithaal, en dit is so mooi hoe die Here dit in die man se DNA gesit het om sy eie vrou te beskerm en om haar hart te beskerm. Die probleem kom baie keer in, wat die mans nie verstaan nie, is hulle moet veg vir hulle vrouens se harte. As daar nou iets is wat hulle voor moet veg, is dit om by daai hart uit te kom wat die dorings om het. En wat al die emosies om het. En seer. Ja, en ek dink baie mans gee daarop. Hulle gee op om vir hulle vrouens se harte te veg, om werklik deur daai emosies te kom. En ek dink mans word geïntimideer baie kere deur hierdie klomp emosies. En hulle sê, weet jy wat, ek is nie nou lus vir hierdie vrou se geneel of gekla of gedit of gedat nie. En dan verloor hy eintlik die grootste prys. Om net op 'n plek te kom waar hy sê, weet jy wat, ek gaan nou sit en ek gaan vir 'n halfuur luister oor hoe dit gegaan het. Baie keer is dit langer as 'n halfuur oor wat gebeur het in my vrou se lewe. En dan net te luister en net te sê, "Jy's liefie, praat met my." Want soos wat 'n vrou praat, is sy besig om haar dag te verwerk en kry sy eintlik haar eie antwoorde. En dan moet ons nie sit en raad gee en allerlei goed doen nie. So 'n vrou se hart verlang om gesien en gekoester te word. En om gehoor te word. So dit is baie belangrik. En die man se hart verlang weer om haar te beskerm, haar lief te hê en vir haar te veg. Ek dink enige man is ingestel op, hoorie, as dit goed gaan met my vrou, dan gaan dit goed met ons huwelik. Dis so waar. En ons vergeet dit baie keer, dat ons die een moet wees wat moet veg vir ons vrouens se harte, maar dit is in ons DNA geplaas. Ons vergeet elkeen van hierdie punte. Ons vergeet daar is 'n geveg wat ons moet veg, daar is 'n avontuur wat ons moet leef en daar's 'n skoonheid wat ons moet red. Ek dink die vyand het dit ook reg gekry om daai 3 punte heeltemal te onderdruk in die man. En die oomblik as mans baie kere iets wil doen en hulle begin op te staan, dan noem die wêreld dit toxic masculinity. Ek dink dit is 'n term wat nou baie voorkom. As die oomblik as man sê ek staan op vir wat reg is. Ek gaan my vrou beskerm. Ek gaan dit doen, dan sê hulle o nee, dis toksies. Moet eerder niks doen nie. En dis 'n manier waar die vyand ingekom het in die moderne wêreld om die man totaal en al te onderdruk. Met ander woorde, enige iets wat 'n man doen wat 'n man veronderstel is om te doen is toksies. 'n man is nie veronderstel om 'n man moenie avontuur hê nie. Hy moenie 'n geveg hê om te veg nie. Wat wil hy nou veg voor? Hy moet net niks doen nie. Hy moet ook nie werk hê nie. Hy moet eintlik by die huis bly. Die vrou moet werk. So die hele prentjie is besig om te verander en dit bring eintlik 'n demoniese orde in die huis in wanneer mense daai goed begin uitleef. En dit is hartseer hoe hy dit al reg gekry het in man se lewe. Ek het al mans gehad wat vir my gesê het, jy weet, daar by die mannegroep, het van die mans al na my toe gekom en gesê, hoorie, maar is dit reg as ek opstaan vir wat reg is? Want wat 'n vraag is dit? Hulle mentaliteit is al so onderdruk dat 'n man mag nie opstaan vir wat reg is nie. 'n Man mag nie opstaan vir wat die woord van God vir ons sê nie, want dan is dit toksies. So ou moet baie baie mooi onderskei. En ek dink die 4de punt wat ek wil maak is dit is die wond in 'n man se hart. Al hierdie goed wat dit veroorsaak het, en die wond word gewoonlik in sy verlede gemaak, en dis dikwels sy pa. So baie mans het nooit die woorde gehoor, ek is trots op jou, jy is goed genoeg, jy het wat dit vat nie. En dit spreek hierdie 3 punte aan, dit onderdruk hierdie 3 punte. En wat die Here eintlik wil doen is hy wil kom deur 'n vader en hy wil die manlike hart kom herstel. En sê, maar weet jy wat, ek is trots op jou. Ek sien jou raak, jy het waarde. Jy is spesiaal vir my, vir God die Vader. En ek dink dit is wat elke man moet hoor, sodat hy sy roeping kan uitleef, vir sy gesin, 'n man wees vir sy vrou, is as hy daai woorde nog nie gehoor het by God die Vader nie, dan is dit moeilik. Want dan soek hy op allerlei ander plekke, soek hy sy validation en sy erkenning. En baie kere maak ons die grootste fout, is ons soek dit baie kere by die vrou. Die vrou moet die man validate. Die oomblik as die vrou nie vir die man sê, jy's oulik, jy's goed, jy's reg, en dit is 'n groot behoefte by die man om dit te hoor, maar dit kan nie die hele
ek wil amper sê DNA van die man bepaal Of nie. obsessie naderhand word. Ja, laat dit 'n obsessie raak van, hoorie, as Dis my al vrou verslawend, as my vrou nie vir my sê ek is okay nie en Dan is ek well nou done nie. nie. Daar's En dis hy. baie keer wat ons ek wil amper sê trigger in die huwelik is wanneer die vrou vir ons sê, "Haai, hoorie, jy weet, wanneer gaan jy bietjie die gras sny? Ja. Hoekom het jy nog nie dit gedoen nie? Hoekom ry jy nou hier? Hoekom doen jy nou dit? Hoekom doen jy nou dat?" En die man wil eintlik net hoor, weet jy wat, Ek's okay. my vrou dink eintlik ek is alright. I've got what it takes. Sure. So dis 'n bietjie van 'n moeilike situasie om te sê ek wil dit nie by die vrou hê nie, Maar tog het ons dit nodig. Yes. Maar die heel eerste is ons moet dit by God die Vader hoor, want as jy weet wie jy is in die Here, dan gaan jy nie die hele tyd wag vir jou vrou om vir jou te sê jy's okay nie. En jy's goed nie en well done en yes, dis lekker om dit te hoor, maar ja, dis baie belangrik. So ja, net om af te sluit, ek dink daai 3 punte, 'n geveg om te veg, 'n avontuur om te leef en 'n skoonheid om te beskerm. Ja, dit is belangrik. Yes. Dis diep in die man se hart. Jene, en toe ek nou hierdie boek vir die eerste keer lees, het dit vir my soveel toe begin sin maak. En dan is dit of jy ook meer daarop fokus om hierdie wêreld vir jou man dan ook te skep. Of om daai ruimte te skep om 'n bietjie avontuur te hê. Partymal is jy deel van die avontuur en partymal is dit liefie, gaan vang julle nou maar julle tigerfish waar ook al by ek weet nie waar het julle laas gegaan nie, maar ja, net om bietjie uit te kom en hy manne goed te doen. En dit maak dan dat jy 'n beter man is, 'n beter pa is. So hoekom sal mens dit eintlik dan intentioneel van jou maat wil weghou? So ons gaan nou net weer 'n bietjie breek vat. Ons het nou gepraat van hierdie samestelling van die man. Soos ek genoem het, dit is uit die boek uit van John Eldridge, Wildheid Heart. So vrouens, ek dink julle moet ook eers hierdie boek lees en dan gee jy dit vir jou man. En nou gaan ons 'n bietjie breek wat as ons terugkom, gaan ek 'n bietjie praat weer van die hart van die vrou en hoe sy weer aan mekaar gesit is. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Ek en my man praat 'n bietjie vanoggend oor die samestelling van 'n man en 'n vrou. En dit voel ek is ook die beskrywing van om by jou man se hart uit te kom en ook by jou vrou se hart uit te kom en te verstaan hoekom is hy en die vrou aan mekaar gesit soos wat ons aan mekaar gesit is. So ek wil graag 'n bietjie paar dele uit die boek van Captivating vir julle lees en ek lees dit ook in die Engels want daar is blykbaar nou Afrikaanse ene ook wat vertaal is, so ja, jy kry hom ook in Afrikaans deesdae, maar die Engels een het dit vir my so mooi bewoord en ek wil van hierdie dele saam met julle deurlees want dit het so aan my hart geraak. Ek dink ek het hierdie boek so 15 jaar laas gelees en dit het regtig die kol van wie ons as vrouens is aangeraak. Want ek dink daar's dele soos ons vrou wees ook ontwikkel en hoe ons in verskillende fases ingaan, is daar ook partymal seisoene wat ons deur 'n fase moet gaan wat ons moet so veg vir ons identiteit. Wat is ek? Wie is ek as vrou of onderstel is om te wees? En baie van ons identiteit word baie keer aangeval en ek sê nie die man se nie, want Jan het dit eintlik nou uiteengesit hoekom die mans partymal ook hulle identiteit verloor, maar kom ons praat 'n bietjie oor die vrou se. So daar is ook 3 afdelings wat hierdie boek beskryf wat in die hart van 'n vrou is. So die eerste ene is A Beauty to Unveil. En die oomblik as jy dit lees, dan sien ek hierdie prentjie van Esther wat hierdie onskuldige, amper 'n nobody was. En hier kom sy en sy word blootgestel aan hierdie luukse paleis en die lewenstyl van die koning en sy word gepamper vir 'n jaar. En is letterlik soos die lelike eentjie wat nou swaai na hierdie beautiful swan en ek dink nie eintlik sy was lelik nie. Ek dink van die begin was sy mooi. Anders is sy seker nie ook gekwalifiseer om deel te wees van hierdie hele proses wat die koning mos nou gesoek het na 'n bruid nie. Maar dit wat ek wil sê is, dan sien ek hoe staan sy daar en hoe's dit letterlik
'n wyl wat oral getrek is en dan word dit weggevat en dan kom hierdie skoonheid uit. Nou as mens praat van 'n skoonheid van 'n vrou, kan dit baie materialisties en oppervlakkig wees. Mens kan dadelik dink aan skoonheid is hoe jy lyk aan jou buitekant en jy moet hierdie perfekte botox met filler gesiggie hê wat amper nie kan smile nie want jy moet soos 'n pop lyk en jy moet hierdie baie slanke, getonede liggaam hê en dan is jy nou mooi. Maar weet jy wat, as jy regtig bietjie gaan stil sit, jy kan al hierdie dinge hê, maar dan kan daai persoon dalk baie selfgesentreerd wees, liefdeloos wees en ongeskik wees, dan verloor mens amper daai skoonheid. So ware skoonheid is wanneer 'n vrou eintlik ontdek het wie sy is. Sy is gemaklik met haarself. Sy hoef haar met niks en niemand te vergelyk nie. Sy is veilig in haarself en sy laat mense om haar ook veilig voel. En dis nou maar net in 'n neutedop hoe mens dan op die ouende by skoonheid uitkom. Maar kom ons kom net gou-gou weer terug na hoe dit nou tot toepassing is van die huwelik. En ek wil vir ons 'n stukkie lees uit die boek uit wat sê: God gave Eve a beautiful form and a beautiful spirit. She expresses beauty in every way. Better, she expresses beauty simply in who she is. Like God, it is her essence. Want ons moet onthou, die Here het net soos hy Adam geskaap het en hoe ons as vrouens uiteindelik man uitgeskape is ons tog deel van God se beeld. So ons het elke man, elke vrou, het iets van God wat hy in ons geplaas het, wat dan weer terugkom by die beeld en die DNA. En dit is die vyand se primêre doel, is om daai beeld te verdraai en te vernietig. En veral as jy kyk by die vrou en as dit kom by skoonheid, gebruik hy dit in vandag se lewe veral om die skoonheid te kom probeer steel, dit te stoot en dit te verdraai, laat ons dit meer as 'n materialistiese iets ervaar, as wat dit is wat binne in jou essence is, as godly wife from inside, want nie almal van ons kan hierdie perfekte slank lyfies hê nie, en jy kan 'n sagter tipe figuur wees en 'n beautiful vrou wees, wanneer jy weet wie jy in God is. Want die wêreld wil die heeltyd vir ons sê, ons is net, ons skiet tekort. En hier wil ek weer 'n stukkie lees wat die boek het so mooi beskryf. Hy sê, I am not enough, and I am too much at the same time. Not pretty enough, not thin enough, not kind enough, not gracious enough, not disciplined enough, but too emotional, too needy, too sensitive, too strong, too opinionated, too messy. The result is shame, the universal companion of women. Julle, en dit is die ultimate houvas van die vyand in ons lewens, is die oomblik wanneer ons harte oopmaak, of eintlik wil ek sê, wanneer ons harte toesluit met guilt en shame. En baie keer kom dit oor daai voices, presies wat ons nou gepraat het, jy doen dalk iets, en dan is dit, of is dit dat, en dan die heeltyd, dan dra ons hierdie stemme, want ons moet onthou, ons as vrouens, is ons is gaarders, nee, so ons vergader al hierdie stemme wat oor die tyd oor ons gespreek het, van ons ouers tot ons vriende, tot ons mans, mense wat ons mee te doen kry, en daai word dan ons werklikheid. En dan begin, soos ek sê, hierdie guilt en shame inkom. En die oomblik wanneer ons toelaat dat guilt en shame in ons harte kom, dis wanneer ons voel ons moet begin wegsteek, en dis wanneer ons dan die maskers begin dra. Want dan begin ons voel, luister, mense moet net nie sien wie ek werklik is nie, want as hulle my gaan sien vir wie ek werklik is, gaan hulle nie meer van my hou nie. Gaan hulle my begin verwerp. Maar die groot ding is, wanneer ons begin juis
oor daai ding kom om te probeer die heeltyd die skoonheid by mense om ons te probeer, ons identiteit en ons skoonheid by dit te kry, maar eerstens by die Here te kry, dis wanneer hierdie in plek voel. Maar as mens dit nou weer terugbring na die huwelik, 'n vrou wil weet, sy is mooi. En dit is, soos ek sê, as daai nie vervul word eerstens by God die Vader, om jou identiteit te kry by dit nie, dan kan ons dit probeer vul met alle fillers in ons lewe, wat nie noodwendig vir ons satisfaksie of laat mooi voel eintlik op die ouene, want jy kan hoe botox en al hierdie goed doen, maar as jy nie binne mooi voel nie, gaan dit nie help, jy probeer enigsins die maskers buite mooi maak nie. Maar dit is ook waar die man inkom, en wanneer hy sy vrou komplimenteer, en sê, my skatie, jog, jy lyk pragtig in daai rokkie, hoor. En net daai woorde van, jog, jy's vir my pragtig. Liefie, wat het jy met jou hare gedoen? Ek love it wat jy met jou hare gedoen het. En dit is hoekom dit belangrik is dat die man dit ook moet verstaan, om daai aspek die heeltyd te koester en ook dit ook in haar lewe in te bring, want dit is die kern van 'n vrou. Nou kom ons by die tweede aspek, en dit is long to be romanced. En hier wil ek vir ons ook 'n stukkie lees uit die boek uit. Jog, en hierdie hele, en dit is nog 'n paragraaf, maar dit het dit so vasgevat. So ek gaan vir ons net 'n stukkie lees uit die Captivating van Stacey Eldridge, wat vir ons sê, loneliness and emptiness are far more common themes, so entirely common that most women buries their longing for romance long ago and are now living merely to survive, get through the week. And it's not just romance. Why are most of the relationships of women full of hardships? Their friendships, their family, their best friends all seems to have come down with some sort of virus that made them fundamentally unavailable, leaving a woman lonely at the end of the day. Even when relationships are good, it's never enough. Where does this bottomless pit in us come from? And women are tired. We are so drained. But it's not from a life of shared adventures. No, the weariness of women comes from lives that are crammed with routine, with chores, with thousands of demands. And Chevo said, any idiot can face a crisis. It's the day-to-day living that wears you out. Somehow, somewhere, between our youth and yesterday, efficiency has taken the place of adventure. Most women do not feel they are playing an implacable role in a great story. Oh no, we struggle to know if we matter at all. If we are at home, we feel ashamed we don't have the real life in an outside world. We are swamped with laundry, and if we are having a career, we feel as though we are missing out on more important matters like marriage and children. We are swamped with meetings. Finally, most women doubt very much that they have any genuine beauty to unveil. Julle en hierdie het dit vir my so mooi in plek gesit. Veral in vandag se moderne lewe waar die wêreld vir jou 'n beeld wil skape wat ons as vrou se roeping is. Waar hulle half dit wil in ons keelgatte afdwing van jy moet hierdie career-woman wees en dan sal jy gelukkig wees. Wat nie noodwendig altyd deel is van ons DNA of eintlik jou roeping in die eerste plek nie. Ons doen dit maar net, want die samelewing sê vir ons, jy moet gaan studeer, nou moet jy werk, nou het jy 'n kind en na 3 maande gaan hulle crash toe en dan moet jy terug gaan werk toe. Wie het daai reëls gemaak? En op die ouende moet ons vir onsself vra, hoekom doen ons hierdie dinge?
Maar die punt wat ek eintlik by wil uitkom is die hele ding oor romance. Want dit word heeltemal verlore. Soos ek sê, met die dag tot dag dinge wat ons elke liewe dag moet beheer. So soveel van ons het die romanse dood gegaan. As gevolg van teleurstelling, druk, pyn en al die dinge wat in die lewe maar om ons aangaan. Maar een van die grootste behoeftes van 'n vrou is affection, kan ek sê. En om affection te kan beleef by 'n vrou is partymal totaal en al anderste as hoe 'n man dit kan beleef. Want vir 'n vrou is dit nie noodwendig 'n essential ding om affection te ervaar nie. Dit is wanneer sy net by die huis kom of die man kom by die huis en hy gee vir haar drukkie en 'n soentjie sonder enige bybedoelings. Net om vir haar te sê, liefie, ek het jou gemis. Nie om haar te druk om te sê, luister, vanaand gaan ons gaan nou dingetjies gebeur nie. En dit is wat ons ook partymal in konteks moet sien. Daai klein gebare wat 'n man doen, soos byvoorbeeld, hy kom van die werk af en hy stop gou langs die blommewinkel en hy koop vir haar bosblomme of hy pluk blomme uit die veld uit, wat ek dink nogal meer romanties is. En hy kom by die huis en hy sê, Lovey, ek het aan jou gedink en dis hoekom ek dit gedoen het. Dit was nie tit for tat en hy het dit gedoen want hy het nou eintlik bybedoelings met dit nie. Dit is soos wanneer jy in die publiek loop en die volgende oomblik gryp hy jou nou, hou jou vas om jou lyf of hy hou jou hand vas. Of jy kom ingestap en hy sê, liefie, kom sit bietjie hier by my, ek wil net hê jy moet bietjie met my gesels. Of net vir haar te sê, luister, kom ek en jy gaan eet 'n bietjie uit vanaand en jy sit en jy luister, wat is haar diepste drome, wat gaan in haar hart aan, en net bietjie te sit en te sê, maar ek kom by jou uit. Daai tipe van goed het 'n vrou brood nodig. En dit hoef natuurlik ook nie duur te wees nie, maar dit is daai klein gebare van, ek sien jou raak, jy is belangrik vir my, en jy is die enigste een vir my. En dan is dit ook daai waardering om te sê, jene my liefie, veral die vrouens wat van die huis af werk, of wat huisvrouens is, wat gekies het om eerstens hulle gesin en by hulle gesin en hulle kinders te wees, wat baie keer alleen en geïsoleerd voel. Veral het sy dit nodig, dat 'n man by die huis kom en sê, jene liefie, dankie vir wat jy opoffer vir ons kinders en vir wie jy is. Ek gaan jou bietjie vir 'n naweek wegvat, net om vir jou te sê dankie, of wat ook al dit dan die situasie is. So as mens nou kyk, 'n kar het petrol nodig. Nou, jy's nie noodwendig nou lus om in die kar te klim en die petrol te gaan ingooi nie, maar as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan die kar sonder petrol staan. So jy gooi die petrol vir die kar in, nie omdat jy dit nodig het nie. Jy gooi die petrol in die kar, sodat die kar funksioneel kan wees en dat jy die kar kan bestuur. Net so is dit met affection vir 'n vrou. En dit begin al die oggend. Wanneer jy al in die oggend begin mekaar te groet, en jy gryp in en sê, kom hier so my liefie, ek wil net vir jou soentjie en 'n drukkie gee. Jy tap vir haar die bad water in aan die einde van die dag, en dit is 'n ding wat van die oggend tot die aand aan die gang is. Dit sê ek is lief vir jou. En dit blaas asem in 'n vrou se siel. En dan kom ons by die derde aspek, en dit is playing a irreplaceable role in a great adventure. En die pas so mooi wat ons nou nog gepraat het oor die mans, van hulle wil 'n avontuur hê. En is partymal belangrik dat die vrou ook moet deel wees van daai man se avontuur. Ek wil gou weer vir ons net so 'n stukkie lees uit die boek uit, wat vir ons sê, sometimes before the sorrows of life did their best to kill it in us, most young women wanted to be part of something grand, something important. Before doubt and accusation take hold, most little girls sense that they had a vital role to play. They want to believe there's something in them that is needed, and needed desperately.
Elke liewe vrou het iets in haar en dis hoekom ons sê ons het altyd incubators, nee, soos ons het 'n womb waar ons goeters wil broei en ons wil dinge ontwikkel en dan wil ons letterlik, dis soos 'n klein babietjie wat jy al geboorte wil gee. Ons wil deel wees van hierdie groter prentjie. En die grootste seer vir 'n vrou of die ding wat 'n vrou sal breek is wanneer sy invisible voel. Veral as dit kom by 'n man. Sy wil deel wees van sy lewe. Sy wil included wees. En dit is vir my so hartseer partymal hoe jy kry dat 'n man half 'n vrou sal uitsny en sê, moenie worry nie, wat weet jy van hierdie goed? Of minder as hanteer van, nee man, ons sal hierdie ding hanteer, gaan jy net aan met jou goedjies. En eintlik wil 'n vrou deel wees van dit. En deel wees van die groter prentjie. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat die mans in die eerste plek hulle rolle moet inneem. Want dan gaan hulle die visie gee, hulle gaan die droom deurgee en die vrou sê, yes, ek wil deel wees van hierdie droom en saam gaan ons brûe bou. Saam gaan ons 'n verskil maak in hierdie lewe en saam kan hulle dan ook so hulle roeping uitlewe. So dis hoekom dit so belangrik is, laat albei moet besef wat elkeen se samestelling is, by mekaar se harte uit te kom, maar net weer om dit vinnig by mekaar te sit. So eerstens is dit 'n beauty to unveil, so 'n vrou wil weet sy is mooi. Tweedens, en soos ek sê, dis nie noodwendige uiterlike mooi nie, dis die binne ook. En dan, wat eintlik die ware skoonheid is, dan is dit long to be romanced and play a irreplaceable role in a great adventure. Ons gaan so vinnig 'n breek vat en dan gaan ons 'n bietjie dit verder vat. En dan gaan ons praat oor die emosionele behoeftes of die behoeftes van die man en van die vrou. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Ek en my man Dian van Sail praat 'n bietjie vanoggend met julle oor die samestelling van die man en die vrou en bietjie meer wat is die behoefte in die hart van elkeen. So ons het nou gepraat van die verskillende rolle en nou gaan ons 'n bietjie stil staan by daai emosionele behoeftes. So Dian, praat 'n bietjie met ons oor wat is daai behoeftes van 'n man? Ja, ek het nou 6 punte hier wat ek wil deel, maar daar is soveel aspekte hiervan, dit is so moeilik, maar ek wil graag hierdie 6 punte uitlig vir die vrouens daar buite sodat hulle net kan verstaan baie kere hoekom mans optree soos wat hulle optree en wat hulle behoeftes is rondom hulle lewe en wat hulle baie kere van die vrouens verwag. So hierdie het direk te doen met, ek wil amper sê hulle verhouding wat hulle het met hulle vrou. So die heel eerste punt wat ek wil maak is respek. Dit is baie belangrik. So dis een van die grootste behoeftes van 'n man wat daar seker is. En ek dink die vrouens onderskat baie kere hoe belangrik dit is om hulle mans met respek te hanteer. Ja. Maak nie saak wat jou man doen nie. Dis amper soos 'n spiraal wat onder toe gaan as jy begin kritiseer, aanhoudend kritiseer en die respek is nie meer daar nie. Dan is dit besig om daai man af te breek in die grond in. Maar kom ons hoor net gou wat sê Efesiërs 5 vers 33. Hy sê, maar ook julle moet elkeen sy eie vrou lief hê soos homself en die vrou moet haar man respekteer. So hier sien ons dat God spesifiek sê 'n vrou moet haar man respekteer. En ek dink nie wanneer hy dit verdien nie, moet bygesit word baie keer daar nie. Daar moet 'n respek wees van 'n vrou na 'n man toe, ten spyte van dit wat hy baie kere doen, want ons is nie perfek nie. Mans maak foute en ons maak baie foute, maar die respek moet altyd daar wees. En die oomblik wanneer daar 'n gevoel by 'n man is van my vrou het geen respek vir my nie. Sy breek my af voor mense, sy kritiseer my voor die kinders. Ek dink daai is groot neus in 'n huwelik, veral as dit by die kinders kom, want wat gebeur baie kere, die oomblik as die vrou die man begin disrespekvol hanteer, dan begin die vrouens of dan begin die kinders dit ook te doen, want hulle sien maar my ma is hier teen my pa en my pa is verkeerd, so kom ek sê ook dit vir hom. So dit vat nie lank
nadat die ma vir die pa gesê het, dis verkeerd, of jy doen dit verkeerd, en hoekom doen jy dit, laat die vrouens dan, of laat die kinders dan, in die vrou se voetspore volg nie. En dan is dit ook 'n ding van, die man en die vrou moet eintlik in 'n span wees, en nou is dit eweslik 2 teams. Nou team julle op eintlik teen mekaar, wat ook nie eintlik dan goddelik is nie. Absoluut, so ek dink, respek het baie te doen met wat voor mense gebeur. Baie te doen met wat voor ander mense gebeur, en 'n man is redelik sensitief daarvoor. Een van die dinge wat ook kan voel, hoorie, maar hier's nou, is baie keer as ons in die kar ry en jy sê vir my hoe ek moet ry. Ek dink, dit vat iets van 'n man se respek weg, want eintlik wat jy vir hom sê is, hy weet nie wat hy doen nie. En ek dink daar's baie mans en vrouens wat net oor daai een dingetjie kan baie vinnig verskil. Ja, so ons vrouens moet dit terughou. Dis half outomaties by die vrou om dit te doen baie kere. Maar dis iets wat net moet afgeleer word. En net sê, weet jy wat, dit gaan my man nie dat goed voel as ek dit nou doen nie. So kom ek los hom, maar laat hy maar hierdie draai ry vir nou. En dan bid ons maar vir die beste, of ons hoop vir die beste. Eventueel gaan ons daar uitkom. Exactly, en dis ook daai ding van beheer, maar ook om toe te laat, dis wat mense met ons kinders moet doen, maar ook in daai geval, om toe te laat dat hy foute maak. Hy kan maar verkeerd ry. Verstaan, dis okay. Wat is die ergste wat gaan gebeur? Ja, julle gaan so 'n bietjie laat kom. Daar is hy. Ja. Die ander ding is ook baie kere as julle sê, pas op, dan skrik ons. En dan die oomblik as ons skrik, dan is ons kwaad. En dan ry ons die kar eers vinnig. Dan sit ons nou eers voet in die hoek, want ons wil nou wys vir jy weet dan, ons wil nou eintlik wys hoe dit eintlik voel as ons onverantwoordelik is. Maar tog sê met party of dankie lief, ek het nie daai kar gesien nie. Ja, dit het ook al gebeur, maar ek dink ek was al in baie minder ongelukke as jy. So nee? Ja. Nee, ek speel. Right, nommer 2 is geloof en vertroue in die man van die vrou se kant af. En ek dink dat is weer eens daai vraag wat die man het, is het ek wat dit vat? Do I have what it takes? En as die man die hele tyd voel, maar my vrou vertrou my nie. Ja. My vrou vertrou my nie met dit nie, of met die kinders nie, of met wat dit ook al is nie, dan is dit, dan is dit nie lekker vir die man nie. So Spreuke 31 vers 11 sê, die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Met ander woorde, daar moet 'n wedersydse vertroue wees. As ons die vrouens moet vertrou met ons kredietkaart baie kere, moet daar ook 'n vertroue wees van die vrou af na die man toe. Ons kan nie net, dis nie net eensaidig nie. So wanneer daar vertroue in die huwelik is, dan floreer die man. Die man weet jy wat, my vrou vertrou my. En ek kan maar dit doen, en wat nou gebeur is, daar's 'n nuwe vlak van, ek wil amper sê, vrymoedigheid, om in iets in te beweeg, wat hy van tevore nie sou aanpak nie, want hy weet jy wat, my vrou ondersteun my, maar die oomblik as hy dink, ek gaan eerder nie hierdie ding doen nie, ek gaan nie hierdie nuwe werk vat nie, want net nou, is dit 'n mislukking, en dan gaan my vrou vir my sê, ek het vir jou gesê, jy moenie die nuwe werk vat nie. Maar as die vrou agter die man staan, dan gee sy vir hom vlerke. Dan gee sy vir hom vlerke om te gaan, en dit is wat die werk van die helper is die ondersteuner, om te sê, weet jy wat, ek vertrou jou. En wat so mooi is die helper wat ons ken as Christene, sy naam is die Heilige Gees, hy's 'n persoon. En wat doen die Heilige Gees? Hy bemoedig ons, hy sê vir ons, jy kan hierdie doen, ek is met jou, moenie bekommerd wees nie. So die vrou het baie dieselfde rol in die man se lewe as die Heilige Gees, om hom te ondersteun, om vir hom te sê, weet jy wat, ek vertrou jou. En as 'n ou dink, die Heilige Gees kom nie en hy kritiseer die heel dag nie. Die Heilige Gees oortuig jou net, maar hy laat jou nie skuldig voel nie. En ek dink, daar's 'n klomp mans daar buite wat skuldig voel, omdat hulle vrouens hulle laat skuldig voel. Ja, jy's nooit by die huis nie. Jou werk is vir jou belangriker, en daai goed, en al daai kritiek wat baie keer op die mans geplaas word, eintlik wat ons moet vra is dit wat die Heilige Gees sou doen? Sou hy die man so laat voel het, so minderwaardig laat voel het, of is hy in 'n opbouende rol in ons lewe? En dit gebeur baie maklik, want daar's soveel frustrasies in die vrouens se lewe baie keer, dat hulle nie weet
baie keer hoe om met die situasie te hanteer met hulle mans wat dalk passief is, of wat net niks wil doen nie, of hulle is dalk nooit daar nie. So daai frustrasies bou op, en dan is dit disrespekvolle optrede, want daar's desperaatheid. En die oomblik as vrouens desperaat raak vir verandering, dan begin hulle kritiseer, en dan begin hulle druk op die mans te sit. Ja, jy moet leiding neem, man, jy moet 'n plan maak. Hoekom gaan jy nie na 'n Bybelstudie toe nie? En oomblik as jy dit vir die man begin sê, dan gaan hy dit nie wil doen nie. Dis sy. Oomblik as jy vir hom sê, doen iets, as 'n vrou vir 'n man sê wat hy moet doen, dan is daar dadelik 'n rebellie in sy hart, van weet jy wat, ek gaan nie doen wat jy vir my sê nie. 'n Man moet self tot die besef kom, ek moet hierdie doen. Dis hoekom dit baie belangrik is, dat mans eintlik by manse groepe sal uitkom, by mannegroepe sal uitkom, want daar het hy 'n man wat vir hom gaan sê, hoor jy ou, jy moet nie so met jou vrou praat nie, dis nie reg nie. Dan gaan hy sê, regtig, is dit regtig so? Dan gaan hy besef, maar hoorie, ja, miskien het my pel, hy verstaan dalk. En weet, ons kan nie verander baie keer as ons in die verkeerde omstandighede is nie. 'n Man gaan nie verander as jy hom bly kritiseer nie. En daai vertroue by hom wegvat oor homself nie. Die derde punt is waardering en bemoediging. Ek dink hierdie goed skakel so eintlik soos 'n reënboog wat in mekaar inpas, is baie mans werk hard en dra al die verantwoordelikheid, maar hulle voel nie raak gesien vir dit wat hulle doen nie. Jy weet, baie kere dan voel die mans ook, jy weet, ek is net 'n mealticket vir die huis. Almal wil net hê. Almal wil hê, hoorie, pappa, sal jy dit vir my betaal? Die vrou sê, hoorie liefie, ek het weer geld nodig want ek moet gaan inkopies doen. En daar word nie eintlik stil gestaan om vir die man te sê, maar weet jy, ek waardeer dit dat jy so hard werk vir hierdie gesin nie. Ek wil hê die vrouens daar buite wat luister moet net bietjie dink vandag. Wanneer laas het jy vir jou man gesê, dankie dat jy so hard werk vir hierdie gesin? En dit is absoluut prysloos vir 'n man om daai woorde te hoor. Om te hoor, dit wat jy doen, net die basiese wat jy doen, is vir my amazing. Dankie dat jy dit doen. En 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê vir ons, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. So woorde van waardering kan 'n man baie motiveer. Dit kan hom in die regte rigting begin stuur, want ewe skielik kom hy agter, maar weet jy wat, dit wat ek doen, is eintlik die moeite werd. Hierdie harde werk wat ek doen, mense sien dit raak. My kinders sien dit raak. My vrou sien dit raak. Eerder as wat daar halfe entitlement is, of 'n verwagting is van, hoorie, maar dit is wat jy moet doen. Hoekom wil jy nou die heeltyd hê ons moet vir jou sê, jy weet, dankie daarvoor. Maar dit is baie, baie belangrik. Baie belangrik. Die vierde punt is, 'n huwelik werk die beste wanneer 'n man en 'n vrou as 'n span saam staan. En jy het dit nou die dag gesê, daai ondersteuning en die samewerking wat daar moet wees. Daar moet 'n span wees in 'n huwelik. Die een kan nie die een kant toe trek en die ander na 'n ander kant toe trek nie. Daar moet daai wederwysige samewerking wees. En ondersteuning wees van mekaar. Nie net die vrou die man nie, maar ook die man die vrou. En wanneer 'n man en 'n vrou in 'n span saam is daar geen groter krag nie. Die Here sê, daar wat 2 of meer oor 'n saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, dit vir hulle gee. En baie min mans kan saam met hulle vrouens bid, glo dit of nie. Want hulle voel, hoe kan ek nou saam met my vrou bid, maar sy het my nou afgekraak, of sy het nou vir my gesê hoe sleg ek is. Nou moet ek opstaan en ek moet hierdie man wees, maar eintlik sien sy my nie so nie. Dit is baie intiem om te bid. En dan voel hy ook, hy kan amper dan nie vulnerable wees by hom nie. Nee, definitief. Ek dink dit is iets wat baie mans aan dink, is hoe kan ek geestelik leiding neem? Wat gaan my vrou daarvan dink as ek nou begin geestelik leiding neem ewe skielik? Sy het dan net nou vir my gesê hoe sleg is ek. So dis die prentjie wat die heeltyd in die man se kop baie kere is my vrou waardeer my nie, sy sien my nie raak nie, maar nou is die groot verwagting van, hoorie, my man moet geestelik leiding nou ewe skielik neem, maar hy het nie daai vrymoedigheid om dit te doen nie. Ek onthou,
een van ons grootste bekleierery was op 'n stadium, is toe jy vir my gesê het, jy moet bietjie meer Bybelstudie doen saam met die kinders. Ja. En dan is daar altyd iets wat opstaan in 'n man van, hoorie, maar ek gaan dit nou nie meer doen nie, want jy sê ek moet dit doen. Ja. Daar moet iets hier binne gebeur, en dis hoekom mans, vrouens moet heel eers vir hulle mans bid, en ek glo hulle moet in die regte geselskap kom. Hulle moet in die geselskap kom van broers, van mans, wat hulle kan motiveer, laat hulle die regte besluite maak. Ja. En dan praat ek nou van goddelike vriende, goddelike mans. Jy weet, en as 'n ou kyk, hoeveel mans wil kerk toe gaan teenoor vrouens. Die kerk is eintlik meer gestruktureer vir 'n vrou, as wat dit vir 'n man is. Dis baie interessant, die studies wat hulle al gedoen het, is daar's baie meer 'n behoefte, of dis vir 'n vrou makliker om na 'n moderne kerk toe te gaan, as vir 'n man, want dit is so verpak. Dis veilig, dis mooi, dis lekker. Dis hoekom wanneer ons mannekampe het, as daar 'n mannekamp is, stuur jou man op 'n mannekamp. Ja. Want wat gaan daar gebeur? Hy gaan omring word deur mans wat die Here dien. Dis bietjie rof. Jy kan daar huil en jy kan te kere gaan. Ek het ook al in 'n gemengde selgroep gesit saam met julle, en dan voel ek maar, hoorie, ek kan nie nou eintlik vandag my hart deel in hierdie selgroep nie, want wat gaan die ander vrouens van my dink? Daar moet 'n plek kom van veiligheid waar 'n man ook sy hart kan deel. So dis maar net 'n baie interessante punt wat ek wil maak as dit by mans kom. Mans moet by ander mans uitkom, by die regte goddelike mans uitkom om hulle harte te kan deel. Nommer 5 is bewondering en eer. So ek hamer so 'n bietjie op hierdie punte, maar wanneer 'n vrou trots is op haar man en hom eer, dan bou dit sy identiteit en sy moed. So Spreuke 12 vers 4 sê, 'n deegsame vrou is 'n kroon vir haar man, maar een wat skande bring, is soos verrotting in sy gebeente. So as sy skande bring oor hom, deur wat sy vir hom sê, dan maak dit ons knieë letterlik lam in die verkeerde manier. Dat ons nie wil opstaan nie, laat ons nie wil goed doen wat ons veronderstel is om te doen nie. So 'n vrou kan haar man opbou of afbreek deur haar houding teenoor hom. Maar wanneer daar bewondering is en sê, my man, weet jy wat, ek kan nie glo dat jy so hard werk nie, en dankie daarvoor, en jy's so 'n great man. Onmiddellik is daar verandering in sy gesindheid, en dan begin hy dink, maar weet jy wat, dis die moeite werd, alles wat ek doen het sin, die lewe het sin, want die persoon wat die liefste vir my is, sien dit raak. En dan natuurlik die laaste ene wat ek wil noem, is seksuele intimiteit. Ek wou hom eintlik eerste gesit het, maar ek het besluit, kom ons praat maar oor die 6de punt oor dit, is God het seksuele intimiteit geskep as 'n baie belangrike deel van die man se lewe en van die vrou se lewe. Maar baie kere wonder 'n vrou, wanneer is 'n man op sy mees emosionele, ek wil amper sê vulnerableste, en dit is wanneer daar seksuele intimiteit plaasvind. Ek het al baie agtergekom, man sê vir my vrou is dit meer net iets wat moet gebeur, dis meer net 'n daad van diens, maar hy voel nie daai intimiteit in daai oomblik nie. Wat ons nou ja, daar's nie daai romanse nie. Daar kan 'n rede wees hoekom dit ook daar is. Ek dink albei, omdat dit so 'n komplekse gedeelte is van die huwelik, dink ek dis baie maklik om dit mis te kyk en om te verstaan wat die werklike dinamika is daarvan. So om te verstaan dat 'n man, dit is een van sy mees emosionele oomblikke van sy, ek wil amper sê van sy dag, is wanneer daar seksuele intimiteit is. En dit word baie kere, ek wil amper sê, gedownplay in, weet jy, ag, ek moet dit maar net nou doen om dit agter die rug te kry, om dit so te stel. Dis meer 'n daad as wat daar interaksie is. En dit maak baie seer. Dit praat oor intensie van en ons gaan definitief nog hierdie aspek definitief nog by stil staan, dat ons daai bietjie meer oor praat om dit in konteks te sit. Ja, verseker. So in 'n neutedop is dit hierdie 6 punte wat ek net nou wil aanhou, of wat ek net wil herhaal is. Nommer 1 is respek, vertroue en geloof in hom, waardering en bemoediging. Nommer 4 is ondersteuning, 5 is bewondering, en nommer 6 is die seksuele intimiteit. So wanneer hierdie dinge teenwoordig is, dan groei die huwelik
en hy word gesond en hy word sterk. Wanneer daai goed in die man se lewe in plek is. Yes. Dit is so waar wat jy nou gesê het van hoe dit aan mekaar gesit word en as ons as vrouens ook net hierdie beter verstaan, gaan dit ook vir ons help om te weet wat ons moet wees vir julle. Maar want baie keer kan dit ook net 'n eensidige ding wees. Ek het behoeftes, jy het behoeftes, jy moet eers aan my behoeftes voorsien, dan gaan ek tevrede wees. En dis hoekom ons weer eens terugkom by die punt van om mekaar te dien in liefde. Ons gaan net gou-gou weer 'n breek vat en dan gaan ek bietjie met julle gesels oor die behoeftes van 'n vrou. Julle, ons kom nou by die afdeling waar ek bietjie met julle gaan gesels weer oor die behoefte en emosionele behoefte van die vrou. So ons het nou so 'n bietjie gepraat in 'n neutedop, so 'n man moet 'n definitiewe duidelike rigting hê waarin hy beweeg. Hy moet 'n doel hê en 'n challenge wat hom partymal druk en daai laat 'n man lewendig voel. Waar as mens nou weer kyk na die vrou, sy het emosionele veiligheid nodig. Sy daaglikse liefde en aanraking nodig, en soos ek nou nog gesê het, affection nodig, en waardering vir wie sy is. Nou, voor ons by die spesifieke behoeftes uitkom van die vrou, wil ek net weer een ding in konteks sit. Ek het nou ook genoem, waar ons gepraat het van ons moet mekaar dien in liefde, maar ja, ons moet ook 'n balans hê, en ek wil daai net in konteks sit. So, yes, ons moet mekaar se behoeftes vervul. Ons moet mekaar lief hê, ons moet mekaar dien. Maar dit is dan ook belangrik dat jy verstaan, daar's 'n deel wat jy verantwoordelikheid voor moet vat. En dit is jou verlede, jou seer. En dis jou verantwoordelikheid om vry te spreek, om te vergewe. En dit is daar wat mens dan ook besef, wanneer mens nie verantwoordelikheid vat vir jou afdeling van jou emosionele welstand, as ek dit so kan sê nie, dan gaan mens 'n moeilikheid beginne kom. En Diane het dit ook nou bietjie genoem van die emosionele gesondheid. Wanneer jy verwag, jou man moet jou emosioneel gesond maak. Jou emosionele bron wees. Jou emosionele, en dit is nou weer uit konteks uit, nie? Dan gaan ons begin probleme optel. Want in Jeremia 17 vers 5 sê dit duidelik. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and make flesh his strength, whose heart depart from the Lord. So dit is die man se verantwoordelikheid en die vrou se verantwoordelikheid om emosionele gesondheid eerstens by God die Vader gaan soek. Ons moet eerstens die bron van ons emosionele standvastigheid by die Here kry. En jy kry emosionele regulering en genesing soos wanneer jy deur die proses gewerk het van seer in jou lewe, deur trauma in jou lewe, dinge wat verwerping, al hierdie dinge waar jy teleurgestel word, wat mense in jou rug gesteek het. En soos jy verantwoordelikheid vat eintlik van jou seer, jy werk deur dit, dan kan jy by genesing uitkom en dan alleenlik kan jy dan emosionele regulering plaasvind. So dan beteken dit, ek is stabiel, al is iemand anderste nie noodwendig stabiel nie. So ek reguleer wat ek voel in my emosies, ek is bewus van my emosies, ek weet wat my emosies vir my sê, ek onderdruk dit nie, ja, ek is met tye hartseer, ja, ek is met tye opgewonde, ek is met tye kwaad, maar ek laat nie dit my lei en ek gebruik dit as 'n tool om my maat te manipuleer nie. En dan begin ons dit in perspektief te sit. En ek wil net sommer ook vir ons lees in Psalm 91 vers 14 tot 15, wat wie die hele ding huis toe bring van om God jou bron te maak. Because he has set his love upon me. Dis nou die Here wat praat. Therefore I will deliver him. I will set him on high because he knows and understands my name, has a personal knowledge of my mercy, love and kindness.
Trust and rely on me, knowing I will never forsake him. No, never. He shall call upon me and I will answer him, and I will be with him in trouble and I will deliver and honor him. En daai hele ding bring dit vir ons weer in perspektief wat ons moet weet, ons moet eerstens ons vastigheid by die Here gaan soek. Anders gaan ons altyd insecure voel en ons gaan incompetent voel en ons gaan weer voel dit is daai leemte wat my man moet vervul. Dan sit ons druk op ons manne wat nie veronderstel was om eerstens van hulle af te kom nie. Hoewel ek dit nou ook so stel, moet ek sê, baie keer is dit soos mens in die huwelik is met iemand wat geesvervuld is, wat deur die Heilige Gees gelei word, en wat deur die woord van God, soos Dian ook laasweek gelees het van die woord van God was, die man gebruik die woord om sy vrou basies skoon te was met die woord van God se woord. So kry mens ook genesing. Soos wanneer ek na my man toe kom en ek vertel vir my diepste secrets, my grootste teleurstellings en hy reject my nie. Hy gee vir my mercy, hy gee vir my aanvaarding. Daai gee wel ook genesing, maar natuurlik moet dit saam met die Here en die Heilige Gees gebeur. Ek wil net weer eens vir ons so 'n klein stukkie gou lees weer uit daai boek van Captivating, en dit sê, for that is what he fears, en hier praat hy van die duiwel, of sy is 'n skrywer, so sy die boek geskryf, sy praat hier wat die vyand is, waarvoor hy bang is. He fears who you are, ons as 'n vrou, what you are, in what you might become. He fears your beauty and your life-giving heart, en dit is die kern van hoekom die duiwel ons skoonheid wil steel. Ons sagte harte, ons omgee en ons liefde, want hy weet as jy uit 'n gesonde hart gaan opereer, dan gaan jy sy koninkryk soveel skade doen, want dan gaan jy autoriteit hê om genesing te bring in jou lewe en ook in jou man se lewe. Dan gaan sy verder en sy skryf, part of the reason women are so tired is because we are spending so much time and energy trying to keep it together. So much energy devoted to suppressing the pain and keeping a good appearance, wat natuurlik baie gevaarlik is, a terrible, costly way to live your life. Part of this is driven by fear that the pain will overwhelm us, that we will be consumed by our sorrow. Now, grief, my sister, is good. Grief helps and heals your heart. En is vir my so 'n mooi verduideliking as mens net praat oor die emosionele genesing wat ons as vrouens nodig het, want baie keer onderdruk ons soveel pyn, en dit is dan hoekom ons so needy is en emosioneel onstabiel. Nou kom ons kom net weer 'n bietjie terug na die emosionele behoeftes van 'n vrou, maar ek wou net graag daai vir ons in konteks gesit het. So op die ou ende soek die vrou die volgende: 'n man wat haar laat veilig voel. Haar sal beskerm, ondersteun en haar sal verdedig. Dit is een van die primêre behoeftes van 'n vrou. Sy wil veilig voel by haar man. En dit is hoekom dit so skadelik is, as jy 'n man kry, wat sy mond skerp is, wat verbally abusive is, wat half narcissisties is en selfgesentreerd is, en nie luister na emosies nie. So wanneer hy haar emosies nie in ag neem nie, of hy erken nie haar emosies nie, of hy minimaliseer dit en sê, kom net oor jouself, ag, moet nou nie so sensitief wees nie, o nee, jy's nou regtig 'n victim, dan voel dit basies of hy vir haar sê, jy mag nie voel nie, jy mag nie 'n opinie hê nie, en jy mag nie sê hoe jy voel nie. Nou natuurlik is dit ook baie belangrik is hoe ons dit oor kommunikeer, en ons sal op 'n ander stadium bietjie stil staan by dit, maar ek wil net vir ons lees in Efesiërs 5 vers 28, en dit sê vir ons, even so husbands should love their wives as being in a sense their own bodies.
He who loves his own wife loves himself. So dit is waar die vrou daai kompassie wil hê, daai empatie wil hê. Jy hoef nie te verstaan wat ek voel nie, jy hoef te verstaan wat ek vir jou probeer sê nie, maar jy erken my gevoelens. Liefie, ek sien jy is hartseer. Liefie, ek sien daai het jou diep seer gemaak. En dan kom dit weer eens dat dit oorgaan na die volgende behoefte en is natuurlik komplimente. En komplimente is ook wanneer hy sê, jy is vir my 'n prioriteit. Ek sien jou raak. Daai wat ek nou van gepraat van, jy's nie invisible vir hom nie. He's noticing you. Hy herken jou en hy gee vir jou daai komplimente en Spreuke 31 vers 28 sê dit vir ons, her children rise up and call her blessed, happy, fortunate and to be envied, and a husband boasts of and praises her. En nou met dit is die ander ding wat 'n vrou nodig het, is geduld en gentleness. Nou in Kolossense 3 vers 19 sê dit vir ons, husbands, love your wives, be affectionate and sympathetic with them. Nou presies wat ons nou gesê het, ons soek sympathie en ons soek affection. And do not be harsh or bitter or resentful towards them. As jy 'n vrou, net soos 'n man, ekskuus, nou het ek myself interrupt, maar wat ek wil sê, net soos 'n man respek nodig het, en dit vir hom die amper die belangrikste ding is daai respek, so het 'n vrou veiligheid nodig en sekuriteit. En dit is wanneer sy weet sy kan haar hart en haar emosies vertrou by haar man. As sy vir haar man gaan sê, luister, ek voel vulnerable, ek voel bang, ek is alleen, ek voel dit en dit, gaan hy nie haar minag en dit afmaak nie, maar hy gaan luister wat sy nodig het. So, elkeen het emosionele behoeftes nodig, maar veral as dit kom by die hart van 'n vrou, om te weet dat dit wat ek voel, is vir jou ook belangrik. Maar ook soos ek gesê het, dis ongelooflik belangrik ook om emosionele intelligensie te leer, veral vir ons as vrouens, om te leer om jou emosies te kan beheer, want jy kan ook nie toelaat laat jou emosies jou blindelings lei nie. Ek het 'n hele, een van my opnames wat ek al gemaak het gegaan oor emosionele gesondheid, en julle kan dit ook 'n bietjie op my website gaan kyk, en ek dink dit is onder gesonde leefstyl, en dis die 8ste les waar ek praat oor emosionele gesondheid, wat hierdie ding in konteks sit. So om emosioneel standvastig te wees, saam te groei, by genesing uit te kry, as mens daai goed ook in konteks beginne sien, dan is dit of mens emosioneel minder afhanklik is dat jou man dit moet vervul, en dieselfde met die man. Soos die man genesing kry en hy geëer word as wie hy is as man, en hy daai adventure en hy daai doel om voor te lewe, dan is dit ook of hy dan minder verwag, jene my vrou moet my komplimenteer, jene my vrou moet heeltyd vir my sê hoe oulik is ek, en dan is dit wanneer hierdie goed in balans beginne kom. Ons gaan net so vinnige breek vat, en dan gaan ons net gou alles bymekaar sit wat ons vanoggend oorgesels het. Dit was so lekker om weer vanoggend saam met julle te kuier, en kom ons gaan net gou deur die verskillende punte wat ons bespreek het vandag. So eerstens, mans en vrouens het verskillende behoeftes en is anders aan mekaar gesit. En soos die man sy vrou begin verstaan en die vrou haar man begin verstaan, kan ons mekaar se behoeftes meer volledig meer help om dit dan ook vir hulle te gee wat hulle nodig het. So tweedens, 'n man se behoefte is om 'n avontuur te kan lewe. Hy wil ook 'n hulpmaat hê wat dit saam met hom kan beleef, en hy wil 'n skoonheid red. En dit is hoekom dit so belangrik is om hierdie aspekte van 'n man te verstaan, om sy hart weer aan die gang te kry. Dan as mens kyk na die vrou se behoefte, is om weet dat sy blom in haar skoonheid. En sy het 'n behoefte om romanse te kan beleef en deel te wees van hierdie groot avontuur. Nommer 4,
Ons moet mekaar se behoeftes vervul. Ons moet mekaar lief hê en ons moet mekaar dien in liefde, maar ons is ook verantwoordelik vir ons verlede, ons seer, om ander te vergewe en vry te spreek, sodat ons 'n maat kan wees wat ook die behoeftes kan vervul van sy maat. Nommer 5, jou eerste bron van emosionele behoeftes moet ons eerstens by God kry. Anders gaan ons die heeltyd onvervuld wees met ons emosionele behoeftes. Nommer 6. So op die ou ende soek die vrou die volgende, 'n man wat haar kan beskerm, haar ondersteun en haar kan verdedig. En die man soek weer respek en 'n vrou wat ook vir hom toelaat om te vlieg, om te word die man wie God hom gemaak het om te wees. Nommer 7. Wanneer hy na jou luister en jou emosies erken en nie minimaliseer nie, hy gee vir jou komplimente en hy maak jou 'n prioriteit. Hy is geduldig en sag met jou en laat jou veilig en seker voel. Dit is die hart van 'n vrou. Nommer 8. Elkeen het emosionele behoeftes, maar dis nie te sê dat ons emosionele behoeftes moet gebruik dat dit ons moet lei nie, want dit kan ons mislei. Ons moet leer om emosionele regulering toe te pas in ons lewe en te heers oor ons emosies. En dan kom dit by die laaste punt. Ons help en leer ook mekaar emosionele standvastigheid en groei en kom by genesing uit wanneer ons mekaar se seer herken, maar ook help om van die genesing te kry vir ons seer. So ek hoop dat vandag se program vir jou en jou man gehelp het om beter te verstaan wat elkeen se behoefte is. Mag ons die mooiste uit ons maat uitbring en leer om saam te veg en nie noodwendig teen mekaar te veg nie. Mag ons vergewe, vryspreek en saamwerk na oorwinning. Onthou, vergifnis is 'n keuse. Maar is ook nie noodwendig dat dit wat hulle gedoen het reg of verkeerd is nie. Ons moet ook verstaan dat wanneer iemand anders te nagekom het, moet hulle opreg jammer sê en dan ook daaraan werk om dan die vrug voor te bring van ja, ek het jou te nagekom, maar dit is my aksies om dit reg te stel, sodat ons mekaar sal eerder beskerm as wat ons skade doen vir mekaar. So Dian, wil jy nie net vir ons afsluit vir oggend met 'n gebed? Verseker. Kom ons sluit die oë. Vader, ons sê vir U dankie, Here, dat ons altyd na U toe kan kom. Here, dat ons met ons probleme na U toe kan kom en met ons uitdagings na U toe kan kom. Here, dat U ons wil help. Baie kere, Here, dan hou ons terug en ons sê nie hoe ons voel nie, en selfs in ons gebede, Here, ons wil nie die hele tyd kla nie en ons wil nie die hele tyd sê, Here, help my nie. Here, ons wil ook U naam groot maak. Ons wil ook vir U sê dat U 'n fantastiese God is vandag. En Here, ons wil vir U dankie sê dat U ons help in ons huwelike. En Vader, ons het U hulp nodig en ons vra dat U ons wysheid sal gee in elke huwelik, in elke uitdaging wat daar buite is. Here, sodat ons mekaar se behoeftes kan raak sien. Here, maak blinde oë oop, sodat ons kan sien. Here, dat ons kan sien wat die behoefte is van my maat, en Here, dat ons mekaar kan komplimenteer en mekaar kan opbou, en mekaar kan die beter persoon maak wat ons kan wees. Here, dat ons die doel wat U vir ons huwelik het, kan uitleef vir ons lewensmaat. Vader, ons bid ook vir die mense wat 'n keuse moet maak oor 'n lewensmaat, dat hulle die regte keuse sal maak. En Here, dat hulle dit sal maak volgens U woord en volgens dit wat U instruksie is vir ons. Here, ons seën elke huwelik vandag, ons seën elke persoon wat hierdie boodskap vandag luister. En Here, ons loof U, Here, dat U 'n wonderlike God is vir ons. En ons eer U naam, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Julle, dit was regtig weer 'n voorreg net om weer vanoggend saam met julle te praat en hierdie waarhede ook net deur te gee.
Volgende week gaan ons 'n bietjie praat van daai dien mekaar in liefde en verskillende aspekte soos die spanwerk, die intimiteit en daai tipe van goed wat ons 'n bietjie gaan aanraak. So skakel gerus weer volgende week Woensdag in. As daar van die lesse is wat jy graag weer wil luister, jy wil aanstuur, is jy welkom om te gaan kyk op my website en dit is yourdestiny.org.za. Gaan jy sien daar's 'n spesifieke file wat die hartklank programme op het. Jy kan net daarop klik en dan kan jy sommer dit op YouTube gaan download en dit aanstuur vir wie ook al jy dit dan wil stuur. As jy miskien 'n boodskap het of jy wil net bietjie sê dankie vir dit of 'n vraagie of net bietjie kommentaar wil lewe, kan jy ook 'n WhatsApp stuur na Radio Kansel by 082 657 2729 en jou WhatsApp met die volgende woorde, jy sê hartklank tussen koffie en genade en dan stuur jy jou boodskapie. Ag, dit was so lekker, maar kom kuier weer volgende week, dan gaan ons verder gesels hier saam met my en Dian. Mag julle 'n lekker dag verder hê. Totsiens.